My hande hef ek op na u. Ek loof u naam en buig voor u, want u is hier, die koning van my. Goeiemôre, dit is pastoor Wally weer vandag hierso by julle met die woord wat die Here vir my vandag gegee het. Ons gaan aan met ons reeks op drome, visioene, gesigte. Ons gaan nog hierdie week dit doen en dan gaan ons weer teruggaan na die normale toe. So daar is weer 'n droom wat ek baie graag met julle wil deel, want ja, soos wat ek in die verlede al verskeie kere herhaal het, die Here sê, so spreek die Here in Job 33:14. Deur 'n droom, deur 'n naggesig, as die mens in 'n diepe slaap val. En dan sê hy ook dat ek sal my gees uitgiet op julle diensknegte en julle diensmaagde, en die ou mense sal drome droom en gesigte sien. So ek wil graag hierdie met julle dan deel. Ek droom een aand, ek ry laat in die nag, ry ek met my voertuig. En ek droom ek ry in 'n stad is 'n baie groot stad soos Johannesburg of so iets. En dis pikdonker. En ek droom omdat dit al baie laat is, kan ek nie verder reis nie, en ek sien hoe stop ek langs 'n baie hoë gebou. Ek gaan binne in hom in, ek klim binne in die huisbak in, en ek gaan spesifiek tot op die 24ste vloer, ek gaan in my kamer in, en ek klim in die bed en ek slaap. Toe ek die volgende oggend wakker word, toe hoor ek, dit is chaos buite. En ek sien nog hoe gaan ek na die venster toe, en ek kyk so by die venster uit, en ek kyk so onder in die strate in. En terwyl ek so in die strate in kyk, hoor ek net polisiealarms, ek hoor ambulanse, en dit gaan te kere daar buite. En toe ek so hier op die gebou kyk, hier by die venster se rand, toe sien ek hier's 'n watermerk so hier op die gebou, tot reg hier onderkant die 24ste vloer, het die water gekom, en hy het alles in sy pad weggevat. Hy het mense weggevee, en dinge het gebeur, en toe het ek wakker geword. Nou, wat sê die woord? Ons met elke droom, of profetiese woord, of visie, moet ons aan die woord van die Here, moet ons meet. En ek het toe na die Here toe gegaan, ek onthou nog daai tyd toe ek die droom gehad het, toe sê ek, Here, gee vir my woord om hierdie droom van my te bevestig, van wat ek van u gekry het. So, kom ons kyk. Matteus 24, wat vir my baie interessant was, ek was op die 24ste vloer, en hierdie woord staan in Matteus 24. Hy sê, vers 36, maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel nie, maar net my Vader alleen. En net soos in die dae van Noag was, so sal die koms van die Seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sonvloed, baie interessant, die sonvloed, toe die aarde met water vergaan het. Want net soos dit was soos in die dae van die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het, en dit nie verstaan het, voordat die sonvloed gekom het en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Dan kom hy en hy sê in vers 40, dan sal daar twee op die land wees, die een word aangeneem, en die ander een word verlaat. Twee vroue sal by die meel maal, die een word aangeneem, en die ander een word verlaat. Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. Maar weet dit, as die huisbeheer geweet het, in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het, dat in sy huis ingebreek word nie. Ek wil net tot daar lees. Julle hoor gou hier, weet julle wat ondervind ek as prediker op die oomblik? Dit is soos in die dae van Noag. En ek glo dat die Here het my hierdie droom gegee. Hoor wat sê die woord, né? Hulle het nie aggeslaan nie. Hulle het nie gewaak nie. Alhoewel die profete geprofeteer het, hulle het nie gewaak en aggeslaan daarop nie.
ek ondervind in die tyd wat ons nou is, dat die predikers kan preek, hulle kan waarsku, hulle kan 'n woord uit stuur, né? Die mense steur hulle letterlik regtig nie daaraan nie. En soos wat hierdie mense nie aggeslaan daarop, totdat, soos in die dae van Noag, die vloede van water gekom het, né? En Noag in die ark ingegaan het, en hulle besig was om te verdrink nie, op 'n ander manier het hulle dit nie gehoor nie. Woord van die Here sê, net 8 was deur water heen gered. Ons lewe nou in so 'n tyd. Soos wat hy sê, hulle trou, hulle gee in die huwelik uit, hulle gaan aan, hulle hou hulle partytjies. Kerk? Ag nee, kerk is nie belangrik nie. Nee, hulle spandeer nie meer tyd in die huis van die Here nie. Hulle let nie op die woord van heiligmaking wat sê, sonder heiligmaking sal niemand God sien nie. Hulle let nie daarop nie. Nou, hulle sê net, ag nee man, nee, is nie so erg nie. Of as 'n Christen regtig baie lief is vir die Here en hy begin inpers in die teenwoordighede van God en hy begin hierdie wêreld uit sy lewe uitsny en sê hulle van, ag jy's te man, jy vat dit te ver. O julle luister hierso. Laat jou vandag met hierdie droom, hierdie woord wat die Here gestuur het, wat 100% in lyn is met sy woord, want dit sal wees soos wat dit in die dae van Noag wees. Dan sal 2 by die meel staan, die een sal aangeneem word en die ander een sal verlaat word. 2 sal op die bed lê, die een sal aangeneem word, die ander een sal verlaat word. O julle, kom ek en jy word nie gevang dat ons aan die slaap was, dat ons 'n wêreldse lewe gelei het terwyl ons die naam Christen dra nie. Julle, kom ons begin met ons hele harte, met ons hele passie en met liefde wat in ons is, die woord ernstig opneem, want die woord sê ook, hy sê, dit is hulle wat my verwag, wat saam sal gaan. En daarom moet ek en jy elke dag in 'n verwagting, moet ons lewe asof Jesus Christus nou enige oomblik kan kom. Toe daai watervloede gekom het, en daai mense dit nie verwag nie. In een nag, toe is alles verby. Kom ek en jy, lewe ons lewe vir Jesus Christus, asof Jesus elke oomblik kan kom. Ek wil graag vir ons 'n gebed doen. Kom ons maak ons oë toe. Vader, ons kom na U in die naam van Jesus Christus, U Seun, Here my God, en ons bid nou, Here, help ons dat ons onsself sal laat waarsku, Here, deur die woord, Here, deur profetiese woord, deur drome, deur gesigte, wat U spreek deur U diensknegte, Here my God, Here, gee vir ons 'n gehoorsame en 'n ontvanklike hart, Here my God, Here, om ag te slaan op elke woord wat uitgaan, Vader, om nader en nader en in 'n dieper verhouding met U te leef en te wandel elke oomblik van elke dag. Vader, ons dank U daarvoor en ons ontvang dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle, baie liefde, seëning. As hierdie bediening vir jou baie in jou hart beteken en jy wil baie graag dat hierdie woord reg oor die wêreld versprei moet word. Ons gaan ons bankrekening besonderhede hier op die skerm nou vir jou wys. Dan kan jy net soos wat die Here op jou hart lê, dan in hierdie werk saai. Liefde, seëning, Pastoor Wally.